Hartlike goeienaand ook aan elkeen wat nou elektronies by ons aandiens aansluit. Mag ons ook vanaand saam hoor wat God deur die profeet Jesegiel vir ons wil sê. Kom ons word nou stil en bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, saam met die engelekore, wil ons aan U al die eer en die lof en die dank en die aanbidding en die heerlikheid tot in alle ewigheid toebring. En daar is niemand soos U wat hoegenaamd met U vergelyk kan word nie, niemand soos U wat deur ons aanbid kan word nie. Ons wil saam met Dawid sê, laat die gode maar hoor, dit is tot U eer dat ons sing. Ons wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en U trou, want U het U naam en U woord bo alles gestel. En wanneer ons bid, dan verhoor U ons gebede en U gee vir ons nuwe krag. En as die nood ons oorval, dan is U die een wat ons in die lewe hou. Dan strek U U regterhand uit en U red ons, want aan U liefde en U trou is daar geen einde nie. Ons weet dat U vir ons alles ten goeie laat meewerk, omdat U ons liefhet, omdat U ons uitgekies en ons geroep het, en omdat U ons uit genade nader getrek het. En daarom bid ons Vader, dat U ook in die liefde en trou sal dink aan die beloftes wat U aan ons maak in U woord. En dankie dat ons U daarin kan herinner en kan weet, U sal dit nie vergeet nie. U sal dit altyd nakom, want U bly altyd getrou. U doen wat U beloof. Dankie dat ons kan weet dat Christus se opstanding ons hele lewe verander. Dat dit vir ons 'n lewende hoop gee op 'n vaste, ewige woning in die hemel, wat Jesus besig is om nou vir ons voor te berei. Dankie dat ons kan leef in die verwagting dat hy eendag weer gaan kom om ons te kom haal, sodat ons so kan wees waar U is. En sodat ons met dankbaarheid vir U groot genade deel kan wees van die onwankelbare koninkryk waartoe U ons roep in Christus Jesus ons Here. 'n Koninkryk wat nie deur mense gemaak of geregeer word nie, maar deur U. 'n Koninkryk wat vir ewig bly. En waar U as heerskappyvoerder gesag uitoefen oor alles en almal. In regverdigheid en billikheid, in liefde en in genade. Dankie dat U vir ons 'n troostvolle, hoopvolle God kan wees. En dat ons aan U kan vashou in die geloof. Ons bid dat U ook vanaand deur die profeet Jesegiel vir ons 'n boodskap sal gee wat ons ter harte kan neem. 'n Boodskap wat ons harte kan aanraak en wat ons kan motiveer om U met dankbaarheid te dien. In opregte oorgawe en volledige toewyding. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, met ons reeks oor die profete wat in 2022 begin het, 4 jaar gelede, trek ons nou by die profeet Jesegiel. Daar is heelwat inligting in die profete en heelwat hoofstukke. Die groot profete, Jesaja, Jeremia, Jesegiel, het veral baie hoofstukke. En dan gaan ons nou by die kleiner profete kom as ons met hulle klaar is. En hulle het weer minder hoofstukke, so dit gaan nie so lank neem soos wat dit neem met die groot profete nie. Nou die opskrif van vanaand se gedeelte, wat Jesegiel 21 is, vers 18 tot 32, is die koning van Babel kom. Koning van Babel is mos die koning Nebukadneser.
Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, jy moet vir die koning van Babel se swaard 2 paaie maak om op aan te kom. Die 2 paaie moet uit dieselfde land kom en jy moet 'n padwyser uitkap waar die pad na die stad toe begin. Jy moet dit uitkap en die rigting aandui waar langs die swaard kan kom na Rabba, die Ammoniete stad toe, en na Juda, na die vestingstad Jerusalem toe. Die koning van Babel staan by die kruispad waar die 2 paaie begin en hy soek na 'n teken. Hy skud die pile, hy raadpleeg sy afgodsbeeldjies, hy kyk na 'n dier se lewer. Die teken wat hy gesoek het, kom in sy regterhand, Jerusalem. Die koning van Babel gaan stormramme regmaak, bevel gee om aan te val, oorlogskrete te skreeu, die stormramme teen die poorte opstel, 'n beleringswal opgooi, beleringswerke bou. Die mense in Jerusalem sal dink dis 'n vals teken, want hulle het plegtige ede afgelê aan die koning van Babel. Maar hy sal hulle herinner aan hulle oortreding, en hy sal hulle aanval. Daarom, so sê die Here my God, het julle self gewys hoe skuldig julle is, toe julle opstandigheid aan die lig gekom het, en julle sondes duidelik geword het, aan alles wat julle doen. Julle is aan die kaak gestel, en julle sal aangeval word. En jy, regeerder van Israel, wat deur jou goddeloosheid gaan sterwe, jy wie se dag gekom het, die tyd van afrekening, so sê die Here my God. Haal af jou tulband en jou kroon, niks bly soos dit is nie. Wat onder is moet op, en wat bo is moet af. Puin maak ek dit. Maar ook dit sal nie gebeur voordat hy kom wat die stad moet straf nie, en ek sal die stad vir hom gee. En jy mens, tree op as profeet en sê, so sê die Here my God oor die Ammoniete en oor hulle gespot. Sê, swaard wat getrek is vir die slagting, blink gevryf is om te blits, al was daar gesigte oor jou wat nie bestaan het nie, voortekens oor jou wat leuns was, jy kap reeds aan die nekke van die wat deur hulle goddeloosheid gaan sterwe, die wie se dag gekom het, die tyd van afrekening. Maar sit die swaard terug in sy skede, op die plek waar jy geskep is, in die land van jou herkoms sal ek jou straf. Ek sal my woede oor jou laat losbreek, ek blaas die vuur van my gramskap oor jou, ek gee jou oor in die mag van wrede mense wat weet hoe om uit te roei. Jy sal deur vuur verteer word, jou bloed sal vloei in die land, die gedagtenis aan jou sal verdwyn, want ek, die Here, het gepraat. Nou, ons het vanoggend na die Bybelonderrig ook Bybelonderrig gehad vir die Bybelonderrig onderwysers, ons het kategete toerusting gedoen, en toe het ons Hebreërs 12 gelees. In Hebreërs 12 vanaf vers 18 tot so 29 kry ons baie ooreenkomste met dit wat ons ook in die gedeelte lees. Die 29ste vers sluit af met die woorde dat God 'n verterende vuur is. En hier in Jesegiel het ons dit dan nou ook gelees. Net so 'n bietjie hersiening vanaf hoofstuk 20 vers 45 het ons gesien was daar weer beeldspraak gebruik. Die een was van 'n bosbrand wat God se straf gesimboliseer het, en wat alles wat voorkom goed sowel as sleg verwoes en vernietig, en dat Jesegiel dit moes aankondig. En dan sê Jesegiel vir God, maar die beelde en goed, die mense sê ek praat net in raaisels. En dan gebruik God 'n beeld wat hulle beter sal verstaan, die van 'n swaard, blink gevryfde swaard met 2 snykante wat kap en blits en wat verwoes en wat vernietig. Met ander woorde, die volk sal weet, dit gaan oor oorlog wat op pad is. Want beide metafore is simbole van die invalle van Babylonië en die daaropvolgende ballingskap wat op pad is om die volk te straf vir hulle ongehoorsaamheid en afgoderry. En dit bring ons dan nou by die gedeelte wat ons vanaand gelees het, en ons sien baie herhaling. Ook in hierdie gedeelte word Jesegiel beveel om vir die koning van Babel se swaard 2 moontlike paaie te maak op pad na Israel toe. So hy moet al die pad uit Israel uit na Babylonië toe gaan, en daar waar Babylonië die hoofstad is
van Babylonië, waaruit die koning dan nou sou trek, op pad na waarheen ook al hy gaan om oorlog te maak, moet daar 'n pad uitgekap word, en hierdie pad moet 'n vurk in hê. En hierdie vurk moet dan padaanwysings hê, en dan moet die koning nou besluit watter een van die twee paaie gaan hy volg. Hierdie padaanwysings moet dan nou uitgekap word. Nou, hulle het nou nie soos ons bordjies langs die pad gehad, wat die pad aandui, om te sê, as jy nou wil Bloemfontein toe gaan, dan moet jy nou op die N1 suid ry nie. Hulle het nie sulke bordjies gehad nie. Hulle het op die pad self, wat uit klippe en goed nou maar bestaan het, daar het hulle dan nou rigtingwysers op uitgekap, met 'n hamer en dan nou bytel. Die padaanwysers moet Rabba van die Ammoniete en Jerusalem van Juda aandui. So as jy die een kant van die pad volg, dan gaan jy eers by die Ammoniete uitkom. As jy die ander kant van die pad volg, dan gaan jy by Jerusalem uitkom. En dit is wat hy moes aandui. En dan lees ons Nebukadneser kom dan nou by hierdie vurk in die pad op sy oorlogstog waar hy besig is om die wêreld te wil oorwin, en dan moet hy besluit. Gaan hy eers die Ammoniete aanval of gaan hy eers die Israeliete aanval? Nou in daardie tyd het hulle allerhande raadgewers gehad wat vir hulle gehelp het om besluite te neem. Hulle het hierdie raadgewers dan ook geraadpleeg, en hulle het baie keer self ook gesoek na 'n teken. So hulle is nou vir hulle God gevra het om nou vir hulle 'n teken te gee, dat hulle nou kan weet, moet hulle nou na die linkerkant toe gaan of moet hulle na die regterkant toe gaan. So ook Nebukadneser soek 'n teken om vas te stel watter roete hy dan nou eerste moet volg. En hy gebruik daarvoor sy pyle wat hy skud. Nou waarskynlik het hy dan nou maar die pyle in die koker gehad, neem ek aan, en dan het hy hulle nou maar geskit en dan het hy hulle op die grond laat val, en dan kyk jy nou in watter rigting wys die pyle nou. En dan kies jy nou, die meeste pyle wys dalk nou regs, dan kies jy nou die regterkantste vurk, en dan weet jy dis waarheen jy moet gaan. Maar die pyle het hom nie juist veel gehelp nie, hulle het waarskynlik nie in een van die twee rigtings geval. Dan raadpleeg hy ook sy eie afgode, maar sien julle hoe dat God met hulle spot, en hy praat oor hulle in die verkleiningsvorm. Dit is belangrik om dit raak te sien. Hy praat van afgodsbeeldjies. Nie net omdat die beeldjies self klein is nie, maar omdat hulle nietig is en nie eintlik enige iets beteken nie. Dan kyk hy ook na 'n dier se lewer. Nou as jy Asterix en Obelix kyk, dan sien jy hoe dat hulle ook partykeer na hulle wat is Getafix, is die towenaar se naam, dan gaan hulle na hom toe as hulle wil raad hê. Nou behalwe vir die magic potion wat hy vir hulle maak, vat hy ook partykeer 'n dier wat hulle slag, en dan kyk hulle na die lewer en dan sien hulle nou iets daarin raak. Nou wat presies hulle daarin raak sien, sal ek nou nie weet nie. Ek weet nou nie hoe om diere se lewers te raadpleeg om een of ander teken of iets daar uit te kry nie, maar ja, dis 'n gebruik wat hulle gehad het in die Bybelse tyd en wat in die strokiesprente van Asterix en Obelix ook voorkom. Ek onthou ek het dit daarin ook gesien. En dan kry hy 'n teken in sy regterhand. Die regterkantste pad is Jerusalem. Waarskynlik het hy sy swaard in sy regterhand vasgehou en sy hand het dalk moeg geword of iets, ek weet nie, maar op een of ander manier in sy regterhand het hy 'n teken gekry en dit beteken hy moet eers Jerusalem aanval. En om dit te kan doen, maak hy stormramme reg. Nou, as 'n mens wil weet wat is 'n stormram, dan moet jy nou vir die kinders vra, hulle moet jou vertel, want hulle weet, hulle het Age of Empires gespeel op hulle rekenaars. En as jy nou Age of Empires speel, dan kry jy ook nou stormramme en trebuchets en daai tipe van goed wat jy nou gebruik in daardie tyd om oorlog mee te maak. Die stormramme was goed wat hulle gebou het, wat kom ons sê nou maar so driehoekig was en wat wiele gehad het, wat hulle dan nou gesleep het tot daar, en as hulle nou daar kom, dan het hulle nou gestoot, en dan het hulle 'n paal gehad wat deur hulle gaan, nou boomstomp of iets is, en aan die punt van die boomstomp het hulle dan nou 'n voorwerp van harde klip, of as hulle yster gehad het, van yster gesit. Partykeer het hulle dit horings ook gegee, dat dit soos 'n ram se horings gelyk het,
En dan het hulle nou daai paal gevat en dit teen die muur gestamp om die muur te breek, sodat hulle 'n gat in die muur kan kry om deur te gaan wanneer hulle oorlog maak. En wat hulle naas die stormramme ook gebruik het, was beleringswalle. So die muur is mos nou gebou om die stad te beskerm, en dan het hulle nou 'n klomp grond bymekaar gemaak en dit op hope gegooi sodat daar nou soos 'n brug, soos 'n opdraande teen die muur op kan wees, sodat hulle uiteindelik oor die muur kan kom om binne in die stad in te kom. Maar die mense in Jerusalem dink Jesegiel se woorde is vals, want hulle het mos 'n verdrag of ooreenkoms met Nebukadneser. Jy sal onthou ons het daarvan gelees, van koning Sedekia wat 'n ooreenkoms gehad het met Nebukadneser, dat hulle aan hom sal belasting betaal, en toe besluit hy, maar hy gaan nie meer nie. Hy gaan in opstand kom teen Nebukadneser. En nou sê die Here, hy gaan gestraf word vir sy opstandigheid. En dis die feit dat hy nie meer aan Nebukadneser wou belastings betaal nie. Hy het nie die ooreenkoms met Nebukadneser nagekom nie. Toe gaan soek hy mos nou hulp by Egipte, nê? En toe sê die Here, maar Egipte gaan hom ook nie kan help nie. Hulle gaan ook sneuwel onder Nebukadneser. Maar God sê Nebukadneser sal hulle herinner aan hulle oortreding en hy sal hulle aanval. So hulle het hierdie valse profete ook, wat vir hulle sê, ag, julle hoef nie bekommerd te wees nie, julle is in Jerusalem, julle is in die stad van God, julle is veilig, kyk net hoe sterk is hierdie mure om hierdie stad, en God bewaar en beskerm julle. So julle kan maar rustig wees, gaan maar net aan. Niks gaan met julle gebeur nie. God sê die teenoorgestelde. God sê deur Jesegiel dat die volk self gewys het hoe skuldig hulle is, deur hulle eie optrede, hulle eie opstandigheid. Dit het sigbaar geword in alles wat hulle doen, nie net hulle opstandigheid teenoor koning Nebukadneser nie, maar ook hulle opstandigheid teenoor God, omdat hulle ongehoorsaam was aan sy wil en afgode gedien het. Hulle is dus uitgevang. God weet alles wat ons doen. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. En daarom sal hulle beslis aangeval word. So die valse profete gaan verkeerd bewys word. Jesegiel moet dan ook vir die koning preek, Sedekia, wat hierdie opstandigheid teenoor Nebukadneser geopenbaar het en gedink het hy sal weg kan kom. Hy's reg. En hy moet vir die regeerder van Israel ook gaan sê dat hy as gevolg van sy goddeloosheid gaan sterwe. Want dis nou die dag van afrekening. So hy gaan nie hierdie oorlog oorleef nie. Nou, ons weet ook wat het met hom gebeur, hoe hy die stad uit probeer vlug het. Ons het mos by 'n vorige visioen daaroor gepraat. Jesegiel moes nou die gat in die muur gaan kap het en in die nag met 'n mantel om daar uitgegaan het, om nou te wys hoe Sedekia uit die stad uit gaan probeer vlug, maar Nebukadneser het hom ons gevang, sy oë uitgehaal, na Babel toe gevat en hom daar doodgemaak, maar hy het ook eers al sy seuns voor hom doodgemaak, sodat niemand sy troonopvolgers kan wees nie. Nebukadneser Sedekia moet hoor en Jesegiel moet vir hom gaan sê, hy kan maar sy koninklike tulband afhaal, so dit wat hy om sy kop draai, wat wys dat hy die koning is, en dan die kroon wat hy op sy kop sit, hy kan dit maar afhaal. Dit beteken sy regering, sy koningsheerskappy, sy koninkryk, dit kom tot 'n einde. Dit gaan nie meer langer voortduur nie, hy gaan nie meer koning wees nie. En dan sê hy, dinge gaan omgedraai word. Hulle gaan op hulle kop gekeer word. So dit wat hulle dink bo is, gaan onder wees, en dit wat hulle dink onder is, gaan bo wees. En dit gaan eers gebeur wanneer Nebukadneser kom om die stad te straf, en God gaan self die stad vir Nebukadneser gee. So God gaan Nebukadneser in sy hand neem en hom gebruik om sy volk te straf. En dan vanaf hoofstuk 21 vers 28 word Jesegiel beveel om teen die Ammoniete te preek, want die Ammoniete het met hulle die spot gedryf. Toe koning Nebukadneser hulle aanval, het die Ammoniete gesê, ja, lekker kry vir julle. Dis mos nou 'n ander volk en dis mos nou vyande van Israel. So hulle was nou baie bly want hulle vyande word nou aangeval deur koning Nebukadneser. En hulle het die spot gedryf met Israel oor hulle puin en hulle pyn. Die twee woorde wat so baie dieselfde klink, maar wat ook met mekaar te doen het. Wanneer jy pyn het, dan ervaar jy ook pyn, en wanneer jy pyn het, ervaar jy ook pyn.
Al het hulle gedink dat die swaard waaroor Esegiel gepreek het nie bestaan nie, met ander woorde dat Nebukadneser met sy swaard hulle nie sal aanval nie, en dat Esegiel se profesie leuns was, is daardie swaard eintlik klaar by hulle nekke. Die straf is nader as wat hulle dink. Hy sal reeds aan hulle nekke. Die swaard kap aan die nekke van die wat deur hulle goddeloosheid gaan sterwe, omdat hulle dag van afrekening gekom het. So ook die Ammoniete gaan deurloop. Die Ammoniete kan ook maar hulle swaarde en hulle skede terugsit. Dit gaan nie help, hulle gaan probeer oorlog maak teen Nebukadneser nie, want hulle gaan nie wen nie. Hulle geboorteland gaan God hulle ook instraf en hulle oorgee in die hande van wrede mense wat weet hoe om uit te roei, en dis Nebukadneser en sy soldate. Ook deur vuur sal hulle verteer word en hulle bloed sal vloei en hulle gedagtenis sal verdwyn, want die Here self het gepraat. Nou in die gedeelte in Hebreërs 12 wat ons gelees het vanaf vers 18 tot 29, wat jy gerus ook by die huis kan gaan lees, word daar ook gepraat oor God wat praat en dat 'n mens moet luister as God praat. En daar word terugverwys na die gebeure net voor die volk die 10 gebooie gekry het, waar hulle so gesidder het van angs toe God verskyn het en die berge gebewe het en daar donderweer en blitse en goed was, en hulle gesê het, nee, Moses moet liewer met hulle praat, want as God met hulle praat, gaan hulle sekerlik sterwe. En dan gebruik die Hebreërs skrywer dit, en dan sê hy, God praat, en hy sê, ons moet aan hom gehoorsaam wees, ons moet nie verbittering in ons harte toelaat nie, ons moet 'n heilige lewe leef, en ons moet uit dankbaarheid God dien, soos wat hy gedien wil wees, met eerbied en met ontzag. God praat self met ons, en ons moet gehoorsaam wees, wanneer hy met ons praat. Hy praat met ons deur sy woord, deur sy gees, deur die profete destyds, deur die predikers vandag, en as hy praat, moet ons luister. Ons het uit Johannes 6 uit ook so rukkie terug gelees, ek dink dit was met Paasondag, as ek reg onthou, hoe dat Jesus in Kapernaum besig was om die mense te leer, en hoe dat hy vir hulle gesê het, in terugverwysing na die profeet Jesaja toe, wat gesê dat God self die mense sal leer, dat hy gesê het, maar hy is nou besig om hulle te leer, hy is eintlik God self, wat besig is om hulle te leer. So wanneer Jesus praat, ook in die Bybel, en ons lees dit, dan moet ons weet, dis God wat met ons praat, ons moet daarna luister, ons moet daaraan gehoor gee. Dis nie die valse profete se profeseë wat tel nie, dis die ware profete van God wat se profeseë tel. So wat is die boodskap vir ons? Ons kry weer 'n herhaling van die oordeele wat God deur sy profete aankondig oor die volk, as gevolg van hulle opstandige ongehoorsaamheid en afgoderry. En hierdie herhaling het alles te doen met Babylonië, die ballingskap en alles wat daarmee saamgaan. Maar is interessant in die gedeelte, dat Esegiel gestuur word na Babylonië toe, om vir Nebukadneser die pad aan te wys. Nou daar word nie vir ons gesê of Esegiel dit letterlik gaan doen het, en of dit figuurlik was, of figuurlik bedoel was nie. Maar as 'n mens gaan kyk na dit wat verder geskryf word oor Nebukadneser, wat by die vurk van die pad kom, aan die een kant Rabba van die Ammoniete, aan die ander kant Jerusalem van die Israeliete, en dat hy hierdie teken moes vra, lyk dit asof Esegiel dit gaan doen het, dat dit letterlik bedoel was, dat hy daardie padaanwysings letterlik gaan uitkap het, anderste waar sou Nebukadneser dan nou gestaan het en gevra het vir hierdie teken. Nou al die maniere wat Nebukadneser gewoonlik gebruik om keuses te maak, dit word nietig verklaar, want hierdie keer hang sy besluit nie af van die tekens en die raad van sy raadgewers en die antwoorde wat hy kry deur sy pile te skud of deur 'n dier se lewer te ontleed nie, of die afgodsbeeltjies te raadpleeg nie. Hierdie keer is dit God wat besig is om die geskiedenis te bepaal. Dis God wat ingryp in die geskiedenis, en hy is die een wat Nebukadneser gebruik om sy volk te straf. Al besef Nebukadneser dit dalk nie eers. En dan sien ons soos wat Sedekia ook aangespreek word deur die profeet Esegiel, en dat God hom gebruik om dit te doen, dat selfs konings en regerders en magsposisies nie God se mag
oortref nie en dat hulle nie sy strawwe kan vryspring nie. Niemand is bo God verhewe nie. Nou, ons sien dit baie in die wêreld vandag, dat regerders en magshebbers dink, hulle is bo alles en almal verhewe. Hulle kan maak wat hulle wil. Hulle kan sê wat hulle wil. Hulle kan tweet en Twitter en YouTube en sosiale media gebruik en alles. Hulle kan doen net wat hulle wil. Sonder enige nadelige nagevolge. Hulle is onaantastbaar. Dis hoe hulle optree. Nou gewoonlik as iemand in 'n magsposisie kom, dan kry hy wat ek noem 'n God-kompleks. Hy begin nader aan dink, hy is die tweede beste ding naas God. En hy kan maak net soos wat hy wil. En in hierdie gedeelte sien ons dat niemand bo God verhewe is. En dat God ook hulle in magsposisies tot verantwoording roep oor die manier waarop hulle mag gebruik of misbruik het. En dit is 'n waarskuwende oproep aan almal wat iewers in 'n magsposisie is, om sy mag met verantwoordelikheid te gebruik en in onderdanigheid aan God. Ons is ook geneig om partykeer tekens te soek wanneer ons by groot kruispaaie in ons lewens kom, wanneer ons belangrike besluite moet neem, maar soms kan dit eintlik groot dwaasheid wees, as ons nie God se wil soek nie, as ons dit in tekens gaan soek. Ons hoor baie keer hoe dat mense sê, maar al die deure het vir my net oopgegaan. Of hierdie deur is vir my toegemaak, maar daardie deur is weer vir my oopgemaak. En hulle lees daarin allerhande tekens om hulle te lei in hulle besluitneming. Besluitneming wat sonder God geneem word, is futiel, dis nutteloos, dis fataal en dit kan eintlik ook groot dwaasheid wees. Baie mense dink, maar ek moet vir God vra om vir my 'n teken te gee, sodat ek kan weet wat die regte besluit is om te neem. Ek het dit self al gedoen in my kinderjare, in my naïwiteit, het ek al self gevra vir 'n teken. Ek het my teken gekry, maar almal is nie noodwendig so gelukkig om die teken te kry wat hulle vra nie, want die probleem is, jy is op soek na God se wil, en nou wil jy 'n teken gebruik om uit te vind wat is sy wil. Maar hoe weet jy of daardie teken wat jy wil gebruik, God se wil is? Hoe bepaal jy of die ding wat gebeur so buitengewoon is, dat dit 'n teken is, of is dit maar net iets wat gebeur het? So dis 'n baie moeilike saak en 'n baie moeilike aangeleentheid en ek sou aanbeveel dat 'n mens moet wegbly daarvan om te probeer om tekens te kry en tekens te lees om jou te help om die rigting te bepaal. Die Bybel leer vir ons ook dat God vir ons die geloofsoortuiging gee wanneer ons die regte besluite moet neem. En daardie geloofsoortuiging lees ons van in Romeine 14, waar Paulus met die mense praat oor die eet van afgodsoffervleis en dan vir hulle sê, jy moenie jou broer laat struikel deur dit wat jy doen nie, en as jy nie iets uit geloofsoortuiging uit kan doen nie, dan is dit vir jou sonde. En geloofsoortuiging is iets wat die Heilige Gees ons gee. Dis daai sekerheid en daai wete, hierdie is die regte ding om te doen. En as jy twyfel, as jy onseker is, dan is dit gewoonlik nie die regte ding om te doen nie. Vra die wil van die Here. Net om te ontdek dat God in elk geval en ten spyte van ons in beheer van die geskiedenis is. En dat hy selfs ook heidene, afgodsdienaars, kan gebruik in sy diens om sy plan en sy doel te verwesenlik. En hoe moet ons dit verstaan? God se beheer van die geskiedenis en dit wat in die geskiedenis gebeur, noem ek superieure beheer, want dit is anders as ons manier van dink oor beheer. Wanneer ons oor beheer dink, dan dink ons ek het die mag oor 'n ding en ek kan bepaal wat met daardie ding gebeur.
En party van ons noem onsself 'n control freaks, want ons wil graag in beheer wees. Ons wil graag alles beheer, ons wil graag alles kontrol. En ons raak paniekerig wanneer dit vir ons voel asof ons nie in beheer van 'n situasie is. Ons kry selfs angsaanvalle wanneer dit voel asof ons nie in beheer van 'n situasie is. Maar ek het in die verlede ook al vir u gesê dat dit eintlik naïef is om te dink dat jy hoegenaamd in beheer van enige iets is. Want daar's so baie faktore waaroor jy nie enige beheer kan uitoefen nie. Maar God se beheer is superiëre beheer. Hy gee steeds vir ons vryheid van wil en van keuse, sonder om beheer te verloor. Ten spyte van die feit dat ons self ook kan kies en besluit. En ten spyte van ons, kom hy nog steeds by sy doel en by sy bestemming uit. Nou, ek het al hierdie beeld ook gebruik om dit te probeer verduidelik. 'n Uitstekende skaakspeler gee vir sy opponent die kans om skuiwe te kan maak, maar hy beheer van die eerste skuif af die hele spel. Sy opponent het die vryheid om te kan kies watter stuk op die bord gaan hy eerste skuif. Maar daai skaakmeester is so goed, hy kan so ver vooruit dink en vooruit sien, en hy weet wat jou volgende skuif in elk geval gaan wees. En selfs al moet hy 'n baie belangrike stuk opoffer, om uiteindelik 'n skaakmat te kan kry, selfs al moet hy van sy dame 'n offer maak, die koningin, om die spel te kan wen, sal die skaakmeester dit ook doen, om die wen te kan bereik, om sy doel te kan bereik. En iets daarvan is die manier waarop God ook in beheer is. Hy is nie op so 'n manier in beheer dat hy jou rondskuif, so skaakstukke op 'n bord nie. Hy staan terug en gee vir jou die geleentheid om ook keuses en besluite te kan neem. En dis waarom ons nie vir God kan verantwoordelik hou vir ons verkeerde keuses en besluite nie. En daarom kan ek ook nie vir God kwaad wees as iemand anders 'n verkeerde keuse of besluit geneem het wat tot my nadeel is nie. Want dis nie God se skuld nie. Dis die persoon wat die verkeerde besluit geneem het se skuld. So as iemand besluit om by jou huis in te breek en een van jou familielede dood te skiet, kan jy nie vir God daaroor kwaad wees nie. Want dis nie God wat dit gedoen het nie. Dis daardie persoon wat dit gedoen het. Maar ten spyte daarvan dat daai aaklige ding gebeur het, gaan God nog steeds uiteindelik sy plan en doel bereik. Sonder om my te forceer, om my rond te skuif soos 'n stok of 'n blok, soos wat die belydenisskrifte sê. Dis die manier waarop God in beheer is. En daarom noem ek dit superiëre beheer. Mense sou ook kon sê, God doen nie micromanagement nie. Hy laat die mikrobestuur aan ons oor, maar hy is verantwoordelik vir die makrobestuur, die oorkoepelende algehele bestuur. En daarom is sy beheer superiëre beheer. Dit is moeilik om te verduidelik en ek hoop dit wat ek sê maak vir julle so 'n bietjie sin, dat julle kan verstaan wat ek bedoel. Spreuke 16 vers 9 sê 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. So jy kan maar jou plannetjies maak en jy kan jou plannetjies hê, maar die uiteindelike laaste antwoord, dit kom van die Here af. Op 'n manier wat jou verras partykeer, op 'n manier wat jou verbaas partykeer. Want God se weë is nie ons weë nie en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, soos Jesaja 55 sê. Dink ook aan Spreuke 3 vers 5 en 6, wat sê 'n mens moenie dink dat jy alles in jou mag en beheer het nie, jy moet God ken in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. En dan ook die eerste 3 verse van Spreuke 16, 'n mens kan sy voornemens sê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here.
Ons kan planne maak, maar dis uiteindelik God wat bepaal hoe dinge gebeur en hoe dit loop. Maar die groot woorde wat hier gebruik word is determinisme, wat sou beteken dat God alles totaal en al bepaal, dat hy die een is wat vir alles verantwoordelik is, dat ek geen inspraak het nie, dat ek geen besluit het nie, dat ek geen vrye wil of keuse het nie, en uit die aard van die saak is dit nie die waarheid nie. So ons glo nie in determinisme nie, maar ons glo wel in God se superieure beheer, dat hy op so 'n manier in beheer is, dat hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy lief het, en dat hy selfs ook goddelose mense soos Nebukadneser kan gebruik, om uiteindelik sy doel te bereik. So anders as Nebukadneser wat gesoek het vir tekens, om te bepaal wat die Here wil hê ek moet doen, moet ek eerder op my knieë gaan, moet ek eerder die woord raadpleeg, moet ek eerder luister na die Heilige Gees, moet ek eerder die geloofsoortuiging kry, wat God my gee, in my besluitneming, om my te help om die regte keuses te maak. Mag ons Hemelse Vader vir ons die wysheid en die onderskeidingsvermoë gee, dat ons hom kan dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil, en met dankbaarheid, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk verwag, 'n koninkryk van God wat vir ewig en altyd sal hou, en 'n ewige lewe wat hy vir sy kinders gee, vir elkeen wat in hom glo. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die profete wat ook in die Bybel opgeteken is, en veral die boodskappe wat U deur hulle aan die mense in daardie tyd gebring het. Boodskappe wat nog steeds vandag vir ons baie aktueel is. Boodskappe waaruit ons nog steeds baie kan leer, wat ons ook kan help met die moeilike goed in ons eie lewe. Here, help ons om U te ken in alles wat ons doen, en die wete dat U ons die regte paaie sal laat loop. Ons wil ons lewens se beheer aan U oorgee, Here, want ons weet ons kan nie alles beheer nie. Ons weet U is die koning, in U almag, majesteit en heerlikheid regeer U oor alles en almal. En U sal uiteindelik U plan en U doel met almal van ons verwesenlik. En selfs al loop ons partykeer draaie, raak ons partykeer verdwaal, is U die een wat ons kom haal. En daarvoor loof en prys en dank ons U. Dankie ook dat ons die vertroue en die wete mag hê, dat ons kan vashou aan die belofte van Jesus, dat niemand wat U na hom toe bring, deur hom verwerp sal word nie, en dat Jesus ook gesê dat niemand ons uit sy hand sal kan ruk nie. Ons loof U daarvoor. Dan bid ons ook, Vader, vir die week wat voorlê, met al die uitdagings wat vir ons wag, al die teikendatums wat bereik moet word, al die take wat afgehandel moet word, kinders met hulle werk by die skool, die groot mense ook met hulle werk by die beroepe wat hulle beoefen, die studente met hulle werk op universiteit. Ja, Here, elkeen van ons met alles wat ons besig is, gee dat ons U in alles sal ken, dat ons U wil in alles sal soek, en dat ons U sal raadpleeg in alles. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om weer te dien met die dankoffers, dan gaan ons afsluit met lied 329, wat God het die wêreld liefgehad, Johannes 3 vers 16, en dan ook die woorde van Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë.